Ons het nou gepraat oor GSOC en die hele manier wat julle dit opgestel het en hoe die struktuur nou lyk. Vertel my net weer so 'n bietjie daarvan. Ja, almal ken GSOC en wat hulle bereik het oor die afgelope 6-7 jaar, maar daar is 'n leemte. Daar's kultuurkinders, daar's alumni en dit kom ook nie lekker van die grond af nie. Toe is daar 'n inisiatief gewees om gesê maar kom ons stig 'n NPO, dat die NPO aan die bokant sit en dan die 3 groepe aan die onderkant GSOC, geaardheid wat kuns en kultuur fokus en dan alumni. Die driehoek hoe hy basies werk is dat jou NPO sit aan die bokant, daar's 4 direkteure wat aangestel is, verantwoordelik net vir 2 goed. Nommer 1, mentorskap van die groepe. Baie keer is dit ouers wat dit dryf. Maar jou ouers verander oor jare. Dis waar, ja. En as jy 'n groep kry waar die ouers nie soveel belang stel nie, dan kan die NPO ingryp en sorg dat hy sterk bly. So dis die een ding. En die tweede doelwit is finansiëel. So die NPO het finansiële verantwoordelikhede. Daai 4 direkteure moet sorg dat daai geld reg Bestuur word, ja. Basies met finansiële state, die hele storie. Sure. Weet ouers betaal net geld in en dan Ja. weet hulle nie waar en hoe die Ja, geld ja, gaan ja. nie. Waar hierso het ons 11 verskillende rekeninge oopgemaak. So mense weet, daar's die rugby rekening. As ek wil geld skenk vir rugby, daar's die rekening waarna ek dit Sure, inbetaal. Dit kan nie okay. die mekaar raak met ander geld nie en alswan.